Vriende, hartlik welkom. Ons is besig om saam met mekaar te reis op ons reeks Grondpad Geloof. En op hierdie reis is ons saam met mekaar besig om weer te kyk na die geloofshelde in die Ou Testament. En wat kan ons by hulle uit hulle ervaring en ook worsteling in hulle geloof op ons geloofsreis leer. Ons skriflesing vanoggend kom weer uit Genesis uit en ons lees saam vanaf hoofstuk 16. So Sarai het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld ingebring nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abraham: "Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word." En Abraham het saamgestem met sy vrou. En Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat het en vir haar man Abraham as 'n vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword en Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring en Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld ingebring het. Genesis hoofstuk 17. God het ook nog vir Abraham gesê: "Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara. Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ek sal haar seën en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom." Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: "Kan daar nou vir 'n man van 100 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 is 'n kind in die wêreld bring?" En Abraham het vir God gesê: "As Ismael maar net met teenwoordigheid kan bly lewe." Maar God het vir Abraham gesê: "Nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, ek sien hom ook. Ek maak hom vrugbaar. Ek sal sy nakommelinge baie maak. Uit hom sal daar 12 heersers stam en ek sal hom 'n groot nasie laat word. Maar dit is met Isak, die seun wat Sara vir jou oor 'n jaar in die wêreld sal bring, dat ek my verbond sal nakom." Genesis hoofstuk 18. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tentdeur sit. Kyk hy op en sien 3 mans daar staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê: "Meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie." Toe vra hulle hom: "Waar is jou vrou Sara?" En hy het geantwoord: "Hier in die tent." Toe sê die een: "Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê." Sara het by die tentopening gestaan, afgeluister, en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Maar Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom dat sy kinders in die wêreld kon bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink: "Ek sal nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is en dit met my man wat oud is." Toe vra die Here vir Abraham: "Waarom lag Sara? Waarom dink sy ek sal werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here?" Genesis hoofstuk 21. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld ingebring is, Isak genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. Genesis hoofstuk 22. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: "Abraham," en hy het geantwoord: "Hier is ek."
God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek wat God toe vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham in die plek uit die verte gesien. Toe het hy vir sy slawe gesê, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind op die altaar, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in die bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Ons lees net tot sover. So, vanoggend gee ons 'n volgende tree saam met mekaar op hierdie reis. En sê vir mekaar dat wanneer ons Abraham se verhaal verder lees, ontmoet ons nou vir Isak wat gebore word. Maar kom ons kyk weer wat het gebeur. So Abraham het gesemigreer. Ons het verlede week vir mekaar reeds gesê, Abraham het getrek, hy semigreer. Hy het nie die leksheid soos ons om navorsing te doen of te sê, Here nee, wag, hierdie plek, dit is nou nie in lyn met my voorkeure nie. Nee. God sê vir Abraham, hy moet trek na die land wat hy vir hom sal aanwys. Maar God gee sekere beloftes aan Abraham om met hom 'n verbond te sluit. So, ons het ook gesien, maar Abraham glo, maar hy sukkel ook om te glo. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en die Eliezer, die man uit Damaskus, hy sal my besittings kry. Abraham sê, Here, ek hoor wat U vir my sê, maar ek sukkel, ek worstel, ek sukkel om daarvan sin te maak. So, al is Abraham die aardsvader en die geloofsheld in ons oë, vrywaar dit hom nie daarvan om te worstel nie. En hoe dikwels gebeur dit nie dat ek en jy ook God se beloftes maar op ons terme wil evalueer nie. So, wat gebeur? As ons twyfel in God se planne, dan maak ons dikwels ons eie planne. So sien ons maar Abraham en Sarai doen dieselfde. Hulle maak toe ook hulle eie plan uit ongeloof uit. Die Here het my nou eenmal daarvan weerhou om kinders te hê, sê Sarai. Gaan slaap by my sal vind. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat nou my eie kan word. Abraham kies eerder om in te stem met Sarai se plan as om God se belofte te vertrou. Maar gebeur dit nie met ons ook dat ons dikwels eerder ons eie planne wil maak as om God se beloftes te prioritiseer nie? So Abraham en Sarai se plan verander egter nie God se plan nie. God het ook nog vir Abraham gesê, jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie, haar naam is nou Sara, want ek sal haar seun en 'n seun uit haar gee. Maar Abraham sê toe, nee Here, ek weet daarom nie so mooi.
En Abraham lag en sê, regtig Here, kan dit wees? Toe het Abraham op sy knieë geval en gelag en gedink, kan daar nog vir 'n man van 100 'n kind gebore word? En kan Sara wat 90 is 'n kind in die wêreld bring? Maar dis nie net Abraham wat lag nie, Sara lag ook. Abraham en Sara was albei baie oud en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is? Maar Abraham en Sara waag dit om te lag vir God se belofte, in plaas daarvan om met geloof instemmend daarop te reageer. Maar gebeur dit nie dat met jou ook dalk, of met my, dat ons dalk God se beloftes nie ernstig neem nie, dat ons sê, Here, ons hoor dit, maar ons weet daarom nie so mooi nie. Gebeur dit nie met ons ook, dat ons miskien God se beloftes op ons terme, eerder as God se getrouheid, wil evalueer nie? Net weer, wat is die 3 beloftes wat God vir Abraham gegee het? Ek sal jou 'n groot nasie maak. Aan jou en jou nageslag gee ek hierdie land, en in jou sal al die nasies van die aarde geseën wees. Nou, ewe skielik is hierdie belofte handeling van God dan in die weegskaal. Want die belofte het sopas waar geword. Alles rondom hierdie 3 beloftes het daarop berus dat God vir Abraham 'n seun, Isak, uit Sara sal laat gebore word. Teen alle verwagtinge het dit gebeur. God is getrou en Isak is gebore. En as Abraham 'n nakomeling het, kan hy 'n nageslag hê. Sy nageslag kan die land ontvang en in hom kan al die nasies van die aarde dan geseën word. Maar as Isak nie bly lewe nie, is die belofte in die weegskaal. Nou sê God, dieselfde God wat aan Abraham hierdie beloftes gemaak het, kom nou na Abraham toe en sê vir hom, Abraham, vat jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer. Nou, Isak sien die hout en die mes, maar hy sien nie die offerlam nie. Hy hoor sy pa se woorde, wat hy onthou, God sal die lam voorsien. Maar dan vat sy pa, hy maak hom vas om hom te offer daar op die altaar. Stel jouself vir 'n oomblik voor, wat is die emosies wat hier beleef moes word? Abraham, wat ten alle koste nou aan God gehoorsaam moet wees, maar ook weet, as hy gehoorsaam is, dan verloor hy hierdie enigste seun wat hy op hierdie rype ouderdom ontvang het. Wat sal dit van 'n pa vat om sy kind vas te bind, om hom te slag en om te aan die brand te steek as 'n offer op 'n altaar? Wat moet dit van Isak verg, wat saam met sy pa gaan om die Here te aanbid met 'n offer, en terwyl hy dit aan sy eie lyf moet voel, wanneer sy pa hom nou op die altaar vasbind, gereed om hom te slag en te offer. Ek wil nie myself in hulle skoene plaas om hierdie emosies aan my eie lyf te moes ervaar nie. Maar nou, God is getrou. God vergeet nie sy belofte nie. God is getrou aan Abraham en aan Isak. Want hy hoor, Abraham, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Dit is die woorde wat God aan Abraham gesê het. Toe sê God, maar los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou enigste seun aan my te offer nie. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as 'n brandoffer gegee. So, Paulus onthou ook in die Nuwe Testament hierdie stories van Abraham en die 2 seuns wat hy gehad het. En maar nou begin hy en sê, maar ek onthou hierdie storie en ek gaan dit vertel vir 'n gemeente in Galasië, in die brief wat ek aan hulle skryf. Dit het so gebeur dat Paulus het vir hierdie gelowiges gaan vertel dat julle kan as nie-Jode in Jesus glo. Julle het nie nodig om die Joodse gebruike na te volg nie. Toe kom daar Joodse gelowiges aan
En hulle vat die Abraham storie om die gelowiges in Galasië te verwar oor wat die redding nou eintlik beteken. So die Joodse gelowiges het gesê Abraham was gehoorsaam. Dink byvoorbeeld aan hoe gehoorsaam hy was dat hy selfs bereid was om vir Isak te offer. Abraham was gehoorsaam, hy het in God geglo en daarom was God hom genadig gewees. Paulus leer die gelowiges, die nie-Joodse gelowiges, Abraham het geglo en God was hom genadig gewees, sonder om iets te sê van sy gehoorsaamheid. Want Paulus leer dat 'n mens word uit genade deur geloof alleen gered. Maar omdat die Joodse gelowiges nou die beeld van Abraham gebruik, moet Paulus ook antwoord met die storie van Abraham. Maar kom ons kyk hoe doen hy dit. Paulus sê dat ons moet Abraham se geloof verstaan om geloof in Jesus in die Nuwe Testament te kan verstaan. So was dit ook met Abraham. Hy het in God geglo en God het hom vrygespreek. Wat is die teks wat hy aanhaal? Hy haal Genesis 15 vers 6 aan uit die Ou Testament en sê Abraham het geglo en God het hom vrygespreek. Die enigste teks in die Ou Testament wat praat oor Abraham se geloof en sy vryspraak sonder om ook sy werke te noem. Want Paulus sê dit is die prentjie van Abraham wat ons nodig het om te verstaan hoe geloof in Jesus werk. Uit genade deur geloof alleen. Nie my werke kan my red nie. So nou sê Paulus, Abraham het geglo, God het hom vrygespreek. So, vergelyking. As julle glo soos Abraham geglo het, dan sal God julle ook aan vryspreek soos hy Abraham vrygespreek het. So, hoe word ek gered? God maak 'n verbond met Abraham. Abraham het niks gedoen om dit te verdien nie, maar het deel gekry daarin deur geloof. Nadat hy daarin deel gekry het, het hy God gehoorsaam. Nou sê Paulus, ons gebruik dieselfde beeld. As ek en jy gered word van sonde, kan ons nooit enigiets doen om gered te word nie. Maar ons kry daarin deel deur geloof in Jesus en eers dan leef ons gehoorsaam. So nou sê Paulus vir hierdie gelowiges wat hy die Abraham storie gebruik, sê hy vir hulle, jy word uit genade deur geloof alleen gered. Maar nou verbind hy die vryheid waarin die gelowige leef ook in Galasiërs 4 aan Isak as die vrygeborene en nie aan Ismael as die kind by die slavin nie. Lees dit gerus in Galasiërs 4. En nou gebruik Paulus daardie beelde verder om te sê dat wanneer ek gered is, dan leef ek nou as iemand wat vrygemaak is deur Christus. En in Galasiërs 5 sal hy verduidelik, dan doen ek dit sodat die vrug van die Gees in my lewe sal sigbaar word. Maar nou, terug in Galasiërs 4. Nadat Paulus die punt baie duidelik gemaak het, hoe word ek gered? Uit genade deur geloof alleen. In Galasiërs 3 verduidelik hy in Galasiërs 4. Abraham het 2 seuns gehad, een by die slavin en een by die vrygeborene. En dan verduidelik hy om te sê dat ons is dus nie kinders van die slavin nie, broers, ons is kinders van die vrye. En Christus het ons vrygemaak, Galasiërs 5 vers 1, om werklik vry te wees. En dan hoor ons in 5 vers 22, hoe lyk die vrug van die Gees, wat dan in ons lewens sigbaar word as die resultaat daarvan wanneer ons in die vryheid in Christus leef. En so gebruik Paulus die storie uit die Ou Testament van Abraham om met die geloof in die Nuwe Testament te kan verduidelik. Maar ons kan vandag vir mekaar sê, God se verbond met Abraham word vervul in Jesus. Want deur geloof in Jesus kan enigiemand uit enige nasie ingesluit word in God se mense. En sodoende kan ek en jy as nie-Jode ook erfgename word van God se belofte. Volgens Galasiërs 3 vers 29 wat bevestig, God se genade is vir my genoeg in Jesus. Maar Paulus sê, as ek Abraham se storie verstaan, kan ek dit in die Nuwe Testament verstaan. Wat beteken dit om in Jesus te glo? So, miskien vra jy vanoggend so, wat kan ek saamneem? Ek wil jou om herinner daaraan dat die Nuwe Testament vertel vir ons van 'n Vader wat ook sy seun geoffer het. Sy naam is Jesus en hy is die offerlam wat God voorsien het. Met sy eie bloed het hy betaal om eenmalig die offer te bring vir my en jou sonde. En hy het in ons plek is hy aan die hout vasgemaak, die kruis, waar hy homself as God se offerlam vir ons gegee het. Dit word ook
vir ons wat soms worstel, sigbaar by die nagmaaltafel, dat God die offerlam voorsien het. En wanneer ons vanoggend die nagmaal saam met mekaar vier, dan vier ons dat God sy seun as 'n offerlam vir ons sonde gegee het, sodat ons wat nooit self kan verdien om gered te word nie, in Christus genade kan vind en met God versoen kan word. Want deur Christus kan ek en jy deel kry aan God se verbond met Abraham van genade en kan ons sodoende sê, is ons deel van die seën wat God aan al die nasies toegesê het. Nasies wat voor Christus kom buig en sê, ons glo in Jesus. Hierdie genade van God is ook vir jou genoeg. En ek wil jou uitnooi om saam met my vanoggend dit by die nagmaaltafel te kom vier. Amen.